Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. Vandag vir my Pastoor Retief Boys en die hele beleefspan. Dit is 'n enorme voorreg om weer saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. Nou as jy nog nie ingeteken het op ons YouTube kanaal nie, dalk bevind jy jouself vandag hier vir die eerste keer of jy is al baie hier gewees en jy het nog nie gelike en subscribe nie, vra ek jou, doen dit asseblief vandag en onthou om hierdie video te like en dan te deel. Dit is hoe ons saam die boodskap van hoop en dankbaarheid aan mekaar versprei. Wanneer julle dit doen, dan help julle vir ons so baie. En ek moet nou net getuig, baie mense weet dit nie, maar ons het so 'n maand of 2 terug het ons die miljoen kykertal oortref. Daar is al meer as 1 miljoen keer gekyk na beleefsoordenkings in die laaste ruk en ons is vir die Here so dankbaar daarvoor. So van Beleef se kant af baie dankie en van my kant af wil ek net dankie sê aan ons tegniese span wat sulke amazing werk doen. Nou gister het ons gepraat oor hoe lof deur jou lewe lyk en eintlik maar hoe lof jou kan dra. Vandag wil ek met jou praat oor die landskap van jou lewe. Ja, die landskap van jou lewe. Navorsers sê dat daar is meer valleie as berge op aarde, né? En toe ek dit gehoor het, toe ek dit raak gelees het, toe dink ek, dis presies nogals hoe die lewe werk. Daar is oomblikke van oorwinning, né? Die bergpieke waar alles sin maak, waar jy God se goedheid kan sien en voel en beleef. Maar daar is baie meer seisoene wat eintlik maar soos valleie voel. Daardie tye waar jy nie altyd weet hoe dinge gaan uitwerk nie. En tog, dis in die valleie waar God sy teenwoordigheid die duidelikste vir ons wys. Dis baie keer moeilik om God raak te sien vir wie hy eintlik is wanneer alles gladloop en goed gaan. En wanneer ons baie keer deur die dal gaan, dan reik ons uit na God en ons is desperaat en ons skree. En jy is baie keer daar waar ons hom beleef. Nou kyk wat sê Dawid in Psalm 23 vers 4. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Dawid sê nie, as ek dalk nie, hy sê al gaan ek deur. Met ander woorde, die valleie is onvermydelik, maar jy gaan deur dit, nee? Jy bly nie daar nie, nee? Nou kan ek jou geheim vertel. En dis nie altyd lekker om te hoor nie, maar is nodig om dit te hoor en is nodig om dit te begryp. God gebruik valleie, die vallei oomblikke, om ons te vorm. Nie om ons te verwoes nie, nie om ons te vernietig nie, maar daar toets hy ons, daar groei ons. Dis in hierdie laagtes waar ons leer om afhanklik van hom te wees. Dis daar waar lof nie meer net 'n lied is nie, maar dit is 'n lewenslyn. Ek hou daarvan om te sê dis 'n lewensritme. Nou as jy vandag in 'n vallei is, wil ek sê moenie skaam wees daaroor nie. Sê vir jouself, nee, en hê die vrymoedigheid. Dis hier waar ek gaan leer. Dis wat jy moet sê, dis hier, dis jou gebed, en jy bid dit. Sê Here, dis hier waar ek gaan leer om op U te vertrou, om dieper op U te vertrou. Want geliefde, elke vallei is 'n plek waar sy genade dieper vloei, net dieper vloei as die pyn wat jy moontlik beleef. So as jy kom vra om net vir 'n oomblik na te dink, watter vallei loop jy tans deur? Wat as jy vandag net vir 'n oomblik stop en sê, Here, U is saam met my hier en ek loof U vir U teenwoordigheid en U getrouheid. Miskien is dit die lof wat die lig weer in jou hart gaan aansteek. Nee, as jy moeg is en jy is afgemat, daag ek jou uit vandag, stop en sê, Here, ek bid om te sien dat U by my is. Geliefde, daar mag meer valleie as berge in die lewe wees, maar daar is net een God wat saam met jou deur elkeen stap. En dis genoeg rede vir jou en vir my om hom met ons hele hart te prys. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so vreeslik baie dankie vir U tasbare teenwoordigheid in ons lewens. Here, soms voel dit nie so nie, soms beleef ons dit nie so nie, en daarom vandag vra ek, Here, dat wanneer ons stop en ons gedagtes rig na U toe, en ons sê, Here, ons het U nodig, ons het daai lewenslyn nodig, ons het daai lewensenergie nou nodig, ons het U teenwoordigheid nodig in hierdie situasie, is dit my gebed vir myself en vir ons elkeen, dat ons sal beleef, veral wanneer ons deur die dalle gaan van die lewe, daar waar ons pyn en seer het, dat ons sal beleef, U is naby. Kom werk daar in ons harte dankbaarheid, selfs in midde van pyn, onsekerheid en seer, bid ek dat U in ons harte sal dankbaarheid werk, want daar gaan ons leer om te sien hoe naby U werklik is, en dit word die lig vir ons lewens. Dis my gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop hierdie woorde inspireer jou, dit help jou soos dit my help. Gaan in vrede. Tot ziens.